Goeiedag geliefdes. Ons lees verder uit Lukas 24 verse 21 tot 24. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die derde dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind, soos die vroue ook gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Hierdie krisis vir die arme twee Emmausgangers is besig om te verdiep. Hulle is geskok en ontnigter deur die kruisiging van die Here Jesus en hulle verwagtinge oor hom wat so iets wat omvergewerp is. En om dan by te dra, hulle het gedink die begrafnis het plaasgevind en alles is verby en nou moet hulle maar weer gaan soek oor hoe om sin te maak van hulle lewens vorentoe. Maar dan kom daar van die vroue en sê, maar die graf is leeg. En die engele het aan hulle verskyn en gesê, maar Jesus het opgestaan. Hy lewe, hy is nie dood nie. En om verder by te dra, dan kom daar van die ander disippels van Jesus ook by die graf en hulle vind dit so, dat die graf leeg is. Maar hulle sien hom nie. En nou is daar by hulle 'n verwarring. Daar's 'n veragting, hoekom maak hierdie mense stories op? Hoekom kan hulle nie maar net aanvaar dat alles oor en verby is nie? Dit is hoe baie mense dikwels optree wanneer hulle verward is. En in hierdie twee manne op pad na Emmaus se harte is daar op hierdie stadium nog 'n groot stuk ongeloof. En hierdie ongeloof bring blindheid. Die Jesus wat gekruisig is en in die graf was, is aan hulle sy. Hy loop met hulle saam, hy gesels met hulle. Maar hulle sien hom nie. Hulle oë is weerhou dat hulle hom kon sien, as gevolg van hulle eie ongeloof. In ons eie krisis word ons ook dikwels gekonfronteer met waar ons staan met betrekking tot ons geloof. Glo ons werklik dat God ook in beheer is van ons lewens? Of wil ons eerder maar alternatiewe planne maak, want nou, ons kan hom nie sien nie, dinge het nie uitgewerk soos ons dit wou gehad het nie, of soos ons gedink het dit moet wees nie. En nou wil ons eie planne beraam. Want ons geloof is te klein. En hierdie klein geloof, of dalk selfs ongeloof, bring by ons ook 'n blindheid. En wanneer ons deur ander gekonfronteer word met die waarheid, dan wil ons 'n bespotting maak, of ons dink hulle maak 'n bespotting van 'n ernstige saak. En is daar by ons ook teenoor hulle dalk 'n stukkie veragting. Ons vra onsself, kan iemand nie maar net ernstig wees oor 'n saak wat vir my belangrik is nie? Geliefdes, ons word opgeroep om met geloof vas te hou aan die Here. Ons word opgeroep om stryders in die geloof te wees. Dit sodat ons oë ook uiteindelik geopen sal word en Jesus as Immanuel, God met ons,
sal kan raak sien. Kom ons bid saam. O Here, ons erken en bely ons eie ongeloof. Ons weet dat dit ook net omgedraai en verander kan word deur die werking van U Heilige Gees. En daarom, o Here, smeek ons dit ook van U, om U Gees in ons te laat werk, sodat ons ongeloof kan verander in 'n kragtige geloof. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen.